Alright, nou mense, goeiemôre. Ons gaan na gym toe. Ons gaan bene oefen en later met ons my matriekrapport gaan haal. Het gaan 'n stresvolle dag wees. Skus meneer, sit asseblief aan die musiek. Want oor 'n uur sit ek alweer met dronk verdriet. Want daar stemmes in my kop en my kop rot in 'n ander taal. Soms vergeet ek nog jy kom hier uit my sy. En soms vergeet ek nog maar dit weet jy van my. Ek het getrap. Nou kyk, realisties stres ek nie so erg nie. Vandag vind ek uit of ek 'n finalis is vir die smaakmaker kompetisie en ek vind my matriek resultate uit. Ek het baie daaroor gebid, ek skalm. Wat moet gebeur. Natuurlik hoop ek vir die beste, maar jy weet, alles op God se plan. Ek gaan nie daaroor stres nie. En ja, ek het my pre-workout gedrink, kreatine, electrolytes, alles. Wag nog vir my ma, sy gaan my aflaai want dit is omtrent nou 6:30 die oggend, so dis nog vroeg. So ja, ek is seker presies wat ek gaan doen vir hamstrings nie, maar ek weet my leg days gaan nou begin met soos die abductor en hip flexor masjien waar ek op gaan warm met dit. Dan gaan ek leg press doen. Dan gaan ek heel moontlik RDL's doen en stuff. Nie in daai volgorde nie, maar ek gaan definitief begin met die hip flexors. En dan sal ek maar sien, ek sal met julle chat van die gym is daarom, ek glo dit sal teen die tyd stil wees. Al wat nou sal aangaan is CrossFit in die groot CrossFit area. Maar ja, sien julle by die gym. Kom maar. Dit voel alright actually. Dit lyk dalk weird, maar dit voel baie goed so actually. Alright, ek weet julle gaan nou vir my gat kyk, so ekskuus daaroor, maar hierso is wat ek nou moet doen vir my hip flexor. Jy moet net basically jou knie opstuur lig toe. En dit lyk funky, maar dit voel wonderlik. Alright mense, so ek gaan nou begin met RDL's. Hierdie is 130 kg, waar die zwaarste is wat ek al gegaan het in 'n ruk. Dis 'n oefening wat ek vir 'n hele ruk nie gedoen het nie, want ek het te sterk geraak daarvoor en dan raak my heupe naderhand seer, want ek het soos 160 kg vir reps gedoen op RDL's. So ek kan nou nie meer soveel doen nie, so ek gaan opwerk tot daar en hopelik hierdie keer voel ek meer gemaklik. Dis met bumper plates wat ek ook nogal minimaal gebruik het. Ek het al een keer gedeadlift met dit. So ja, hierdie sal hopelik goed genoeg wees vir 5 of so reps, hopelik nie minder nie, maar kom ons sien. Ek is tevrede daarmee. Alright mense, Barry gaan my nou spot. Hierdie is 4 plates op die leg press. Ons het opgewarm 2 plates, baie gevoel. 3 plates het goed gevoel. So hierdie behoort swaar en rig te wees. My doel weer eens is 5 reps of dalk bietjie meer, maar nie minder as dit nie. Ek kan nie so diep gaan soos wat ek altyd kon gegaan het met die ander leg press nie, maar ek bedoel dis okay. Mense raak nou maar gewoond aan nuwe equipment en nuwe oefeninge. So ek gaan probeer sterker word op die leg press. Hulle het 'n hack squat hierso, maar ek dink vir nou gaan ek eerder fokus op die leg press vir die volgende ruk en kyk hoe my bene groei, sterker word en alles. So ja, kom ons doen die.
Nog een. Ore mense, ek is klaar. Ek is moeg, ek is nat gesweet. My bene is redelik gepamp. Die lugting is nie so goed vir dit nie, maar glo my, ek is kapot. At least like die noise, soos vir my voorarms en staf. Goeie are. Maar ja, ek gaan nou aan 'n hemp trek en ek huis stap. So ek kry nou amper my rapport. Dit is 12:30 en ek het IB eksamen geskryf. So ek kry 1 uur vandag, die 12de Januarie van 2026 my rapport. Ek is so bietjie op my senuwees, nie te hektiek nie. Ek het baie daar gebid wat moet gebeur. So ja, my ma gaan my amper kom optel. Ek het nou 'n jean en alles aan want die skool vereis dit nou, want hulle wou gehad het ons skoolklere dra, maar nie almal het skoolklere nie. So dis nie regtig 'n geldige ding om te vra nie. So ja, ek gaan nou amper ry. Wel saam met my ma. Kry ons dit. En dan sê ek vir julle hoe dit gegaan het. Saam met my wonderlike mamma en ons gaan nou ry om my sertifikaat te kry. Die van julle wat dit nou kyk op TikTok, die van julle wat dit nou kyk op YouTube. Ek stres glad nie meer nie, want hulle het 'n ongeluk vir my die SMS voor die tyd gestuur. Moes eers 1 uur ry, maar ek het nou klaar ontvang. Ek is redelik goed deur en ek is baie bly daaroor, maar kom ons kyk eers na die sertifikaat en alles. Mense, hier is die papiertjie wat jy weet ek nou al 12 jaar van my lewe af voor gewerk het. Wat nee? Hier is dit. Ek my ma gaan gestop, ons gaan koeldrank kry. Dan as ek by die huis is en ek het 'n mikrofoon en julle kan my mooi duidelik hoor, dan gaan ons gedeer dit en dan sê ek net my punte vir julle. Maar ja, dan gaan ons deur. Hier voor my lê my rapport. Kom ons begin. Nommer 1. My naam is Tinus Buys. Nee, ek speel. Nou, nommer 1. Ek weet nie regtig of ek hierdie met julle moet deel nie, maar ek deel my hele lewe met sosiale media en julle almal het my al baie ondersteun, so hoekom nie? Ek het 4 onderskeidings. En ja, dit is in Afrikaans, Engels, lewensoriëntering of CLO, want ons het Christelike lewensoriëntering, want ek was in 'n Christelike skool. En drumroll please. RTT. Nou, is ek bly oor, verskriklik bly. Julle moet onthou, ek het gestoot vir 'n onderskeiding in wiskunde. Ag nee, wiskunde nie in Afrikaans, want Afrikaans was altyd so 77, 78, 79 en dan volgende kwartaal 75. Dit was altyd naby my, nooit daar nie. En toe stoot ek dit, en toe, ek dink by my laaste kwartaal, nee, by my 3de kwartaal laas jaar, toe het ek dit net gemis. Dus ek van, ag nee man. So, toe stoot ek, en nou weet ek is verskriklik bly daaroor, Jenna nie. Ek kan nie alles vir julle gee nie, maar ek het redelik goed gedoen in lewens. Ek het 'n 6, so ek het in die 70s vir lewens, wat nie ideaal is nie, maar ek het my beste gegee. Nonetheless, ek het 'n 5, so in die 60s vir wiskunde, en dan in die 50s, of althans op die kop 50 vir fisies. Glo my mense, fisies is moeilik. Fisies is eerlikwaar my moeilikste vak ooit. Ek het een keer vir 'n toets vir chemie soos in die 30s gekry, so ek van, hoe gaan ek die ding deurkom? En toe is dit nog nie eers, jy weet, die finale eksamens nie. En my fisies, want ek ken maar vir jou fisika en jou chemie, my fisika het altyd opgebring, soos my punte opgebring, so ek is baie bly daaroor, ek is baie geseënd, ek is baie dankbaar dat die Here my gehelp het tot hierso. En nou gaan ek aangaan, ek gaan my goed nou maar apply vir beurse om te gaan studeer, want ek het al apply vir beurse, maar nou dat ek hierdie punte het, gaan ek weet my goed deurstuur weer en weer kyk. En hopelik, wel nie hopelik nie, ek gaan my beste gee met hierdie sosiale media ding mense, want dis soos julle weet, dis my passie, dis wat ek wil doen. As ek nie kan studeer nie, is dit ongelukkig maar so.
ek gaan nie opgee op my drome van hierdie nie, want op die oomblik is my sosiale media vir my een van die beste dinge wat ek ooit begin doen het, want die ondersteuning en die support wat julle my al gewys het, is vir my eerlikwaar die wêreld werd. So baie dankie vir julle almal, en dankie vir 1.3k, gister was ek by 1.2, en dis 100 subscribers in 'n dag, ek is baie dankbaar vir julle almal, dankie vir die nuwe gesiggies wat nou al hier is, en ja, ek sou dalk nou, jy weet, nog 'n cooking gedeelte gemaak het, maar ek het vanmiddag kos gemaak en 'n video gemaak daaroor, so ek gaan nie nou nie, en dankie dat julle hierdie video gekyk het, ek is lief vir julle almal, gaan gym, en totsiens.